is wat die kusfonds gaan indra in die kerk en as ek julle name noem, gaan ek vra dat julle sal opstaan, net daai kant toe beweeg asseblief. Ons vir Vera Engelbreg, skoondogter, Elsie Engelbreg, skoondogter, Mariette Smit, dogter, Petro Engelbreg, skoondogter, Jacqueline Martens, kleindogter, en Samantha Engelbreg, kleindogter. Kom ons staan net so, sluit ons die oë.
Vader in die hemel, Here, vandag staan ons hier met harte vol emosies. Dankbaarheid, liefde, maar ook pyn. Dankie vir die lewe van ons geliefde ouma. Dankie vir elke herinnering, elke glimlag, elke gebed, wat sy so oor ons uitgespreek het. Here, ons weet dat haar lewe nie verniet was nie. Sy het in 'n nalatenskap van geloof, liefde en sagheid gelos, wat ons nooit sal vergeet nie. Ons vra dat U vandag ons harte sal vertroos, dat U teenwoordigheid sal wees in hierdie diens, met U vrede en met alle verstand te bowe gaan. Gee dat elke woord wat gesê word, U sal eer, en dat ons hierdie oomblik nie net rou nie, maar ook hoop vind in U belofte van U ewige lewe. Dankie dat ons weet, sy is by U, volkome genees, volkome veilig. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Kan maar die sitplekke inneem. Liewe familie en vriende, voordat ek die begrafnisbrief lees, wil ek net namens ons almal opregte meegevoel uitspreek. Aan ouma se kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. Ons weet hierdie is 'n swaar dag vir elkeen van ons. 'n Dag van afskeid, dag van trane en van verlange. Maar is ook 'n dag van dankbaarheid. Dankbaar om die voorreg te gehad het om deel te wees van ouma se lewe. Ons het haar liefde ervaar. Mag die Here se troostvolle teenwoordigheid julle elkeen omvou. Mag sy vrede oor elkeen van julle rus. En mag julle vandag vashou aan die wete dat sy by hom is. Ek gaan die begrafnisbrief voorlees. En ek gaan net die eerste, hier is baie mooi briewe hier, en ek gaan net die eerste enetjie lees. Cecilia Johanna Bondisio, gebore 15 Januarie 1946 en oorlede 5 November 2025. Een liefdevolle herinnering aan ma, ouma en ouma grootjie Hanna. Ma was 'n klein vroutjie met 'n groot hart. Altyd vol liefde, warmte en sorg. Ons kinders, kleinkinders, agterkleiners was jou trots en jou alles. Ma het vir elkeen van ons 'n spesiale plek gehad en ma se liefde het geen einde geken nie. Ma was lief vir ma se koppie koffie en altyd reg vir 'n bietjie gesels of 'n speelietjie. Daar was nooit 'n oomblik by ma wat nie met lag of liefde gevul was nie. Ma se oproepte altyd vol stories, raad of net ek dink aan jou. Sal ons almal verskriklik mis. Die glinster in ma se oë wanneer ma en ma se blokkie raaisels gewerk het altyd iets van ma se lewenslus gewys. Daardie mooi mengsel van wysheid, humor en rustigheid was net wat net ma gehad het. Ouma, jy het ons harte gevul met liefde en herinneringe wat vir altyd sal bly. Dankie vir elke koppie koffie, elke lag, elke oomblik saam met jou. Jy was werklik een van 'n soort. Kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Maar dankie vir al die mooi herinneringe en liefde. Love you always and forever. Die skriflesing van vanoggend is 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het die gelowig end uit volhou. Nou wag die oorwinningskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Ek gaan vra dat ons staan en gaan ons die eerste liedjie doen voor ons begin met die boodskap. Dankie Annika.
Dankie. Ek kan maar die sitplekke weer inneem. Ons almal kom vandag by mekaar om afskeid te neem van iemand wat 'n spesiale plek in elkeen van ons se lewens gehad het. Sy was 'n moeder, 'n ouma groot, 'n vriendin, 'n raadgewer en vir baie van ons 'n stilpilaar van geloof en liefde. En as ek vir ouma kon opsom, vir my was sy daai stilpilaar van geloof en liefde. Ek het die voorreg gehad of nog steeds die voorreg om die laaste 15 jaar deel te wees van die familie. En deur baie dinge saam gegaan en by troues gewees en baie tyd saam met ouma spandeer. Ek onthou, in die begin was ons nog, toe die gemeente nog in 'n skoolsaal was. En dan het ek vir ouma en my ouma gevang skelm rook, agter by die saal. En daar is soveel mooi herinneringe van hulle.
En ouma het van dag 1 af het sy man aanvaar as een van haar eie. En ons sit nou hier agter en ons dink so, iets wat ons so gaan mis is, ouma het net daai gawe gehad om verskriklik vroeg op te staan in die oggende. En met elke verjaarsdag, ouma het nie 'n verjaarsdag vergeet nie. En nou kan sekerheid weet, ouma stuur eers daai boodskap in die oggend, baie vroeg as ons nog slaap. En ouma was hy stil pilaar van geloof en liefde. So ons hart is vandag swaar, want iemand wat 'n groot deel van ons lewens was, is nie meer hier nie. Maar tussen die trane en verlang is daar ook dankbaarheid. Dankbaarheid vir die lewe wat goed geleef was, vir herinneringe wat bly, en vir die vrede wat sy nou by die Here het. Die een ding van ouma wat my altyd so lekker was, is ouma het altyd sulke lekker drukkies gegee, en sy het altyd gesê, is lief vir jou my kind. En ek het die voorreg gehad om my ouma te begrawe, en het ek weer die voorreg om my laaste ouma te begrawe. En ek kan nie onthou wanneer laas het ek hierbo gestaan nie. En toe iets gevra het of ek dit sal doen, het ek dadelik ja gesê. En dit is 'n voorreg, en toe ek die foon neersit, toe vang het my. En ek het vir 'n rukkie, ek het vir so 2 dae net bietjie afgesonder, net om te dink, wat kan ek sê? En dit was vir my so moeilik gewees, en ek weet nie hoekom is hierdie vir my so moeilik nie. Daar is soveel dinge wat 'n mens kan sê oor ouma, maar wat 'n gedeelte pas so mooi by haar, wat 'n skrifgedeelte kon ek kry wat mooi by haar gaan pas. Het Prediker 3 sê vir ons so mooi, alles het 'n vaste tyd. Daar's 'n tyd om gebore te wees, daar's 'n tyd om te sterwe. Daar's 'n tyd om te huil, en daar's ook 'n tyd om te lag. En ja, vandag is 'n tyd om te huil, maar is ook 'n tyd om te onthou, en om ouma se lewe te vier, en om dankie te sê vir die voorreg wat elkeen van ons gehad het, om deel te kon wees van haar lewe. Sy het haar wedloop voltooi, en sy het haar geloof behou. En daarom kan ons vandag met sekerheid sê, sy is by die Vader se huis, waar daar geen meer pyn en geen meer trane is nie. Mag hierdie diens nie net 'n afskeid wees nie, maar ook 'n viering van haar geloof, haar liefde en haar lewe. En mag ons almal vandag iets van God se vrede en vertroosting ervaar. Die skrifgedeelte wat ek gekies het vir vanoggend is 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8. En voor ek hom weer gaan lees, wil ek net 'n kort verduideliking gee van waar dit gekom dat Paulus hierdie gedeelte geskryf het, om net bietjie beter te kan verstaan hoekom hierdie gedeelte gekies is. Soos almal weet, Paulus se naam was eers Saul gewees. Nou Saul was 'n vervolger van die Christene. Hy het die Christene gaan soek. En hy het hulle vervolg. En op 'n pad, eendag op pad na Damaskus toe, het hy 'n ontmoeting met die Here gehad. En hy het blind geword. En die Here het hom gevra, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy het blind geraak. En hy was vir 3 dae blind gewees, maar toe hy weer kon sien, toe is nie net sy sig weer herstel nie, maar sy hart is herstel. En hy het toe geword een van die grootste predikers van die evangelie, en die woord van die Here gaan verkondig. En hy het so amazing werk gedoen, dat hy het gegaan na verskillende lande toe, en hy het gaan preek. Maar sy lewe was nie maanskyn en rose nie. Hy was hoeveel keer in die tronke gewees. Hy het deur swaar tye gegaan, hy was geslaan gewees. Hy was hoeveel keer alleen gewees, hy was hoeveel keer honger gewees. En toe Paulus op sy einde kom, en hy het geweet dis sy einde, toe het hy vir Timoteus die briewe geskryf, en hierdie was een van sy laaste woorde wat hy geskryf het. En ek gaan weer vir julle lees. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het die gelowig end uit volhou. Nou wag die oorwinningskroon vir my. Die lewe by God. Op die dag wat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter,
dit vir my gee, nie net vir my nie, maar ook vir elkeen wat met verlange uitsien na sy koms. Geliefdes, as ons gaan kyk na daai gedeelte, dit was van Paulus se laaste woorde gewees. En daar het Paulus teruggekyk na sy lewe. En wat interessant was, dat Paulus nie teruggekyk met spyt oor sy lewe nie. Hy het gekyk met soveel vrede, want hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voluit. Hy sê sy woorde, ek het die goeie wedloop afgelê. Die ou vertaling in 53 vertaling sê so mooi, ek het die goeie stryd gestry. Dan sê Paulus ook verder, ek het die wenstreep bereik. En dan sê Paulus weer, ek het die gelowig end uit volhou. In die 53 vertaling sê ek het die geloof behou. 'n man wat deur al daai dinge gegaan het, skryf so iets. En as ons kyk na ouma se lewe, en as ons praat van ouma se lewe, pas hierdie vir my so mooi by ouma. Ouma het deur baie seisoene gegaan in haar lewe. Baie seisoene. Van ons was nie eens by al haar seisoene gewees. Maar ouma het deur seisoene gegaan van hartseer, van geluk, goeie tye, moeilike tye, en laagtepunte en ook hoogtepunte. Maar deur alles het ouma nog steeds volhou, tot op die einde toe. Sy het nooit moed opgegee nie, en sy het altyd geloof, liefde en standvastigheid getoon. En toe ek hierdie gedeelte so lees, het ek bietjie vasgehak by die gedeelte wat hy sê, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die goeie stryd gestry. Want ons kan eerlik met mekaar wees, dit is nie altyd die goeie stryd wat ons stry nie. Nie ons almal se lewens is nie maanskin en roos nie, ons gaan deur soveel moeilike dinge. En dan wonder ons soms hoekom. Hoekom gaan ons deur moeilike tye? En elkeen van ons wat hier sit, het tog een of ander stryd. Of dit 'n finansiële stryd is, of dit 'n persoonlike stryd is, maak nie saak wat dit is nie, maar elkeen van ons het een of ander stryd. En die hartseerste van alles is die persoon wat langs jou sit, weet nie eers altyd van jou stryd wat deur jy gaan nie. Maar hier kom hierdie man, en hy sê ek het die goeie stryd gestry. En ek het gaan kyk, maar hoekom die goeie stryd? Dit is eintlik net 'n stryd. Maar Paulus sê, ek het nie net enige stryd gestry nie. Hy sê wel, ek het die goeie stryd gestry. En ek het daarna gaan kyk, met ander woorde, Paulus sê, ek het geveg vir iets, wat die moeite werd is. En dit is die doel van God. En hy het geveg vir sy geloof, en om mense se lewens te verander. Paulus skryf ook in die Efesiërs, het Paulus ook geskryf, my stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte en daar buite. So Paulus het ook geweet, die stryd wat hy stry, is nie net 'n aardse stryd teen fisiese dinge en teen mense nie, maar 'n baie dieper geestelike stryd daar buite is. En Paulus het geweet, die goeie stryd is 'n goeie stryd, want dit is tog 'n heilige stryd. En dan het ek ook daarna gaan kyk, dat Paulus sê, die goeie stryd, want die goeie stryd het ewige waarde. En dis hoekom hy praat van die goeie stryd. Sien, baie dinge in die lewe kos ons energie, maar niks gee ons terug wat ons eintlik kan hou nie. Werk, rykdom, besittings, alles is tog net tydelik. En alles vergaan. Maar Paulus se stryd het ewige vrugte opgelewer. En Paulus se lewe het gegaan om mense te verander. Hy het gegaan en hy kerke gaan plant en hy het die woord van die Here verkondig. En deur sy lewe daar soveel mense tot bekering gekom. Want jy sien, vir hom was die doel die ewige vrugte. En dis hoekom hy kon sê, ek het my lewe gegee vir iets wat betekenisvol was. En dit was die koninkryk van God. Wat vir my mooi was, is Paulus kyk terug in sy lewe, en Paulus nie een keer gesê, ek het perfek gelewe nie. Paulus sê, ek het die goeie stryd geleef. Ek het die goeie stryd gestry. En dit sê vir my eintlik so baie van Paulus, en vir elkeen van ons. Want jy sien, dit gaan nie oor wen of verloor nie. En dit gaan ook nie oor ons verlede nie. Want jy sien, Paulus was 'n vervolger van die Christene. Dit was sy verlede gewees, maar hy het ontmoeting met die Here gekry. En sy hele lewe totaal en al verander.
Jy sien, die goeie stryd wat ons stry, is nie oor ons verlede nie. Die goeie stryd wat ons stry is oor ons hede en ons toekoms, en waarmee ons tans besig is. Wat doen ons nou vir die Here? Wat doen ons nou met ons lewens? Nie wat het ons gedoen in ons vorige lewens nie. Weet die woord sê, vergeet van gister, vergeet van daai dinge, en strek uit vir dit wat voor lê. En dis wat Paulus hier gedoen het. Hy het nie gesê hy het perfek gelewe nie, maar hy het die goeie stryd gestry. Want hy het geweet, sy ou lewe is verby, dit wat hy gedoen het. Maar hy het ontmoeting met die Here gehad, en hy het voluit vir die Here gelewe. Ouma se stryd was nie verniet nie. Ouma het gestry vir haar familie. Ouma het gestry vir die mense vir wie sy lief het, en vir wie sy beskerm het. En ouma het gestry om sterk te bly, selfs wanneer haar liggaam moeg geword het. Die goeie stryd is nie om perfek te wees nie, maar is om getrou te wees, tot op die einde toe. Verder het Paulus gesê in daai skrifgedeelte, ek het die wedloop voltooi. En as hy praat van die wedloop wat hy voltooi, is sy lewe. Jy sien, Paulus het geweet dat hy op die einde gekom van sy lewe. Sy wedloop is klaar. Die lewe is soos 'n marathon. En dis nie 'n sprint nie. En die lewe is soos 'n lang wedloop, en is nie net altyd maklik nie. Ons gaan nie net teerpad en afdraande kry nie. Die wedloop wat ons elke dag moet hardloop, het struikelblokke. Steerpad is grondpad, dit opdraan is, dit afdraan is. Baie keer kry ons daai paaie wat ons net nie eens meer 'n pad sien nie, en ons moet 'n paadjie stap deur dubbeltjies. Maar ons het 'n wedloop wat ons moet deurgaan. Maar ouma het haar wedloop klaar gemaak. Sy het gehou by die koers wat God vir haar gestel het. Sy het vasgehou aan liefde, vasgehou aan haar familie, en vasgehou aan God. En nou, ouma se wedloop is klaar. Die pyn is weg, die asemhaling is rustig, en haar reis is voltooi. Dan het Paulus verder gesê die skrifgedeelte, ek het die gelowig end-uit volhou. In die ou vertaling sê dit so mooi, ek het die geloof behou. So dit beteken ongeag wat Paulus deurgegaan het, maak nie saak waardeur hy gegaan het nie, hy het nog steeds aan die Here vasgehou. Maak nie saak wat was sy omstandighede nie, hy het aan die Here vasgehou. En as ons gaan lees in Paulus se lewe, waardeur hy moes gegaan het, hoeveel keer in die tronke was, hoeveel keer hy verraai was deur sy eie vriende, hoeveel keer hy vriende vir wie hy lief was moes gelos het, want hy sê daar, hy het die wêreld meer lief begin kry as vir die Here. Paulus het nie 'n maklike lewe gehad nie. Hy was hoeveel keer geslaan. Een van die mooiste skrifgedeeltes wat ek mal oor is om baie aan te dink en te gaan lees, die gedeelte waar Paulus en Silas in die tronk was. En terwyl in die tronk was, het die Here net begin loof en prys, en toe hom begin prys, het die tronkdeure oop gegaan. En jy moet daai gedeelte gaan lees, wat het daarna gebeur. Ongeag wat was sy omstandighede, of hy nou in die tronk was, of waar hy ook al was, Paulus het nooit opgegee aan die Here nie. Hy het altyd vasgehou aan die Here. Hy was in die tronk gewees, hy was geslaan. Nog steeds staan in daai tronk en hy prys die Here met alles wat hy het. En net so het ouma gedoen. Ongeag waardeur ouma gegaan het, ouma het altyd daai liefde vir die Here gehad. En dit was so lekker as ouma praat oor die Here. En die manier hoe ouma met jou praat, en ouma het met soveel liefde gepraat, dat jy sommer weet, maar hierdie is 'n kind van die Here. En hoeveel gebede het ouma opgestuur, wat nie een van ons eers van weet nie. En hy weet, ouma het vir elkeen van ons gebid, ons kan dit sien deur die boodskapies wat sy altyd gestuur het. Sien maar, ten spyte van alles, het Paulus nooit sy geloof in Christus verloor nie. Hy het nie getwyfel aan God se goedheid, of aan God se beloftes nie. Hy het sy vertroue tot op die einde toe in God geplaas. Baie mense en baie kere gebeur dit so dat ons geloof partykeer bietjie verloor.
Veral wanneer dit by moeilike tye kom, as ons by iemand verloor vir wie ons lief het. Of as dit deur moeilike tye gaan, dan verloor ons geloof soms. Want ons begin die vra hoekom. Maar hier leer Paulus vir ons, maak nie saak waartoe ons gaan nie, ons moet vashou aan die Here tot op die einde toe. Ons moet ons geloof behou, want op die einde van die dag is al wat ons gaan saamvat. Nie ons besittings nie, niks anders nie. Net ons geloof. Om die geloof te behou beteken nie dat jy nooit gaan sukkel nie. Dit beteken net dat jy ten spyte van al jou vrae, al jou pyn en al jou hartseer steeds gaan vashou aan die Here. So as jy vandag terugkyk na iemand in jou lewe, 'n geliefde wat nie meer saam met ons is nie, of as ons kyk na ouma se lewe, en jy sien hoe sy deur alles haar Bybel steeds oopgemaak het, deur alles steeds gebid het, en steeds deur alles met liefde deurgegaan het, kan ons vanoggend met vrede sê, sy het haar geloof behou. Dan in daai gedeelte sê Paulus verder, nou wag die oorwinningskroon van my. Jy sien, dis waarvoor Paulus geveg het. En Paulus het geweet wat vir hom wag, is iets baie groter as wat die aarde ooit vir hom kan bied. Daai oorwinningskroon. Die ou gedeelte praat van die kroon van geregtigheid. Sien, Paulus gebruik hierdie beeld om te sê, as ek klaar is, ontvang ek die ewige lewe. Die kroon van geregtigheid beteken die ewige lewe, die vrede, die rus en die teenwoordigheid van God. En Paulus sê, nou wag die kroon van geregtigheid. En ons kan met vrede in ons harte sê, ouma het haar kroon ontvang. Sy staan nou voor die Here, gesond, sterk, heeltemal herstel. Die lyding van hierdie wêreld is nie meer nie. Net die vrede van Jesus. En dan die gelaaste gedeelte van die vers wat Paulus sê, op die dag dat die Here weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. En daai gedeelte is so mooi. En om te weet, daai is nie 'n belofte net aan Paulus nie. Dis nie net Paulus wat daai kroon van geregtigheid kry nie. Dis nie net sy kroon wat vir hom wag nie, maar hy sê nou, nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Daai belofte is vir elke een van ons wat hier sit. Vir elke een van ons wag die kroon van geregtigheid as ons volhou aan die Here tot op die einde toe. As ons saam met hulle kan sê, ek het die geloof behou. Ek het die goeie stryd gestry. En is hierdie gedeelte waar ons wel hoop weer kry. Want ons kry die hoop dat ons al wel weer gaan sien. En net so gaan ons elkeen van ons ander geliefdes weer sien. En hierdie belofte van die kroon is vir elke een van ons. Die dood skei ons net vir 'n seisoen. En ons gaan weer saam wees in God se teenwoordigheid. Familie en vriende, ons rou dalk vandag, want die liefde maak baie seer om iemand te verloor vir wie jy lief was. En die herinnering is altyd daar bly. Maar ons rou nie soos mense sonder hoop nie. Waar ouma nou is, dis nie die einde nie. Dis net die begin van ouma se ewige seisoen. En die beste manier wat ons haar kan eer, is om die pad van geloof verder te loop. Om soos ouma te kan glo en soos ouma te kan lief hê. En om te onthou dat God nog saam met ons is, deur ons wedloop, elke paadjie wat ons stap, tot op die einde toe. Ek wil afgesluit met 'n gedeelte van Johannes 14, wat het so mooi sê, wat Jesus self 'n belofte aan elkeen van ons maak. En hy sê, my Vader se huis is daar baie wonings. En ek gaan hom vir julle plek voor te berei. En wanneer ek gegaan het om vir julle plek voor te berei, sal ek terugkom en julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is.
Dis 'n belofte wat Jesus aan elkeen van ons maak. So hy het vir ons gaan plek voorberei en hy sê hy sal terugkom en hy sal ons kom haal. Sodat ons kan wees waar hy is. Ouma is nou tuis. Ouma is veilig. En ouma is nou waar sy hoort. Ek dink dis eintlik iets om oor jaloers te kan wees, oor waar ouma nou is. En omdat Jesus die belofte gemaak het, kan ons ook met sekerheid sê, ons sal haar weer sien. Nie net herinneringe nie, maar werklik, volkome, gesond, 'n nuwe liggaam, nuwe vreugde, want Jesus bring ons almal weer bymekaar. En vandag, terwyl ons so kyk en ouma se lewe vier, is dit ook 'n tyd om na ons eie lewens soms te kyk. Elkeen van ons is besig met ons eie wedloop. Ouma se is klaar. En nie een van ons weet hoe lank ons wedloop nog is nie. Ons weet nie hoe lank ons tydperk is nie. Ons weet nie of ons wedloop môre klaar is nie. Ons weet nie of ons wedloop vanaand klaar is nie. Nie een van ons het sekerheid oor hoe lank ons nog hier gaan wees nie. Wanneer gaan ons wenstreep bereik? Nie een van ons weet dit nie. Maar wat ons kan wel weet is, dat ons 'n goeie stryd moet stry. En dat ons verlede geen saak maak nie. Want die woord sê, vergeet wat agter is en strek uit vir wat voor lê. Want dis wat saak maak. Wat saak maak is wat ons vandag doen en wat ons in die hede doen en wat ons in die toekoms doen. Wat doen ons vir ander mense? Wat doen ons vir die koninkryk van die Here? Elkeen van ons is besig met ons eie wedloop. En op die einde van die dag kan jy staan en kyk en sê, net soos Paulus en net soos ouma sê, ek het die goeie stryd gestry? Of kan jy vanoggend vir jouself net sê, ek het 'n stryd gestry? Ek het 'n slegte stryd gestry? Of kan jy met eerlikheid sê, of na vanoggend, ek het die goeie stryd gestry? Of ek gaan die goeie stryd stry? Ek dink die grootste beloning is om eendag te kan staan en om te sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi en ek het geloof volhou tot op die einde toe. En wat nou vir my wag, is die kroon van geregtigheid. Nie net vir my nie, maar vir elke een wat in hom geglo het. Mag haar lewe herinnering wees, dat dit nie saak maak hoe vinnig jy hardloop nie, maar waar jy nie op pad is om te hardloop. En mag elkeen van ons eendag net soos hy kan sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou, tot daardie dag, wanneer ons ouma almal weer kan sien, en ons geliefdes, mag God se vrede ons dra. Ek gaan vra dat Annika vir ons die volgende liedjie sal speel asseblief. Vra dat almal sal staan. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on.
to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt, right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no hope, and there'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. Come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. 'Cause one day He'll come and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by the rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. 'Cause deep down I know this world isn't whole. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader,
Here, dankie vir hierdie heilige oomblik, vir die kans om terug te kyk na 'n lewe wat U met soveel liefde en genade geseën het. Dankie dat ons vandag kan getuig van 'n geloof wat nie opgegee het nie, van 'n vrou wat haar wedloop voltooi het, met waardigheid en geloof. Here, troos elke hart vanoggend wat swaar is. Vul die leë plek met U teenwoordigheid. Help ons om voort te gaan met ons eie lewenspad, Here. Met ons oë gefestig op U. Die begin en volëinder van ons geloof. En Here, laat ons nooit vergeet dat U ons plek vir ons voorberei het nie. Sodat ons eendag weer saam met ouma en al ons geliefdes kan wees in U teenwoordigheid. Hou ons vas, lei ons met U Gees en geef ons die vrede vir vandag en die hoop vir môre. En die vreugde vir die wete dat U getrou bly tot die einde toe. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Kom maar weer die sitplekke inneem. Ek gaan seun vra om die Hildeblyk vir ons te kom doen asseblief. Ma, onvervangbaar is ma se plek. Onmeetbaar is die liefde van ma, ons ma. Ma se stem gaan gemis word. Ma se raad gaan na gesoek word. Ma se glimlag gaan onthou word. Oomblikke vasgevang op 'n foto, miljoene werd. Soveel wense, nog 'n bietjie tyd, net een drukkie. 'n Laaste groet, maar ons weet ma is altyd met ons. Ma is lief vir ons. Jy leef voort in ons harte. Jy is ons engel in die hemel. Ma gaan so baie gemis word. Liefde, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. Baie dankie. Ek gaan nou vir hom iets vorentoe roep om die bedankingsfonds te doen. Ja, ek wil net eerstens dankie sê vir almal wat hier is vanoggend. En ek dink die belangrikste van alles is om vir die Here dankie te sê. Vir 79 jaar wat 'n ma, 'n ouma grootjie, 'n suster, 'n vriend, 'n vriendin, hier was om mee te deel. Ons weet sy was nogal siek geweest die laaste ruk. Maar nog steeds elke oomblik voel soos dis te gou. Maar ek wil net vir die Here sê baie dankie dat ons die voorreg gehad het om al van so lank by ons te kon gehad het en deel van haar lewe te kon wees. En dan wil ek net voor ek nou verder gaan bedankings doen, wil ek het 'n getuienis wat gebeur het vanoggend. My broer se kinders en seun moes gisterand gevlieg het van die Kaap af. Dus daar nou 'n bietjie drama. Hulle kon nie vlieg nie. Hy was vanoggend, weet nie hoe laat op die lughawe nie, op 'n bystandvlug wat hy gekry het. 8:20 moes hy land. Nou weet ons hoe lyk die verkeer daai kant toe. En ek bid en ek sê, Here, ons laat alles vir U oor. Laat U ons sal lei en laat ons veilig hier sal uitkom. Ek het al begin bel, pastoor Konrad gevra, luister, kan ons net reël om net die diens bietjie paar minute te delay. Laat ons net hier kan wees. Ons is 'n lughawe toe. In die stad verkeer, robot te werk nie. Ek sê vir hom, weet jy wat, Boet? Ons gaan laat wees op die lughawe. Ons gaan laat wees by die diens. En intussen word daar vir my laat weet, alles is gereël, as ons 'n bietjie later moet begin, sal dit begin.
Ons het dink 10 minute gewag. Die vlug het 8:30 toe land hy. Hy moes eers 8:20 land. Ek werk toe uit 8:50 na 9:05 sal ons ry op die lughawe. Daai tyd is ons al klaar op die pad terug van die lughawe af. Dis hoe groot God is. En ons moet vashou aan die Here. Kom jy so by fonteine, daar is hulle besig om lamppaal en goed af te haal. Die verkeer staan. Ek sê flip, ons gaan dit nie maak nie. Julle die Here is so getrou. Ons moet net aanhou bid en vir hom dankie sê vir dit wat hy doen. Want ons was op tyd vanoggend gewees hierso. Ek wil hom al die lof en eer gee. Dan wil ek verder gaan en ek wil Casper Vera, julle sê baie dankie vir die tyd wat julle na my omgesien het, wat sy by julle gebly het. Alles wat julle gedoen het, uit jou pad het gegaan het. Ek dink nie ons kan genoeg dankie sê daarvoor nie. Harry, Mariet, alles wat julle ook al deurgegaan het en vir ma te help, dinge te doen, by te staan. Baie, baie dankie vir julle ook. Ons waardeer dit, as vriende en familie en almal, wil ons sê baie dankie. Flip, Petro, wil vir julle ook baie dankie sê. Wat julle ook vir ouma gedoen het. As sy gaan kuier het ook, sy het altyd sy kon nie genoeg uitgepraat raak om te sê, hoe lekker was dit geweest nie. En wat julle vir haar na lewe gedoen het, wil ek vir julle ook sê baie, baie dankie. Dankie vir dit wat julle doen. Samantha, Geraldine, my vrou, Alex, almal. Ek is eintlik bang om name op te noem, of almal dankie te sê. Ek is te bang ek los iemand uit, want almal het 'n deel in ouma se lewe gespeel. Ek kon op Samantha se knoppie druk en sê, kind, kan jy asseblief gou help? Sy het eksamen geskryf, sy het gister haar laaste vak geskryf. As ek vra, dan los sy alles, dan gaan doen sy dit. Ek kan vir Geraldine vra. Ek noem dit nog net. Dan is hy kind klaar op 'n foon, dan begin sy klas soek en sy het seker snel skrif op haar selfoon. Regtig waar, want dit gebeur alles so vinnig. Tannie Esther, al die bystand van daar af ook. Al die oomblikke, as daar 'n oproep was, alles word gelos, dan staan jy op pad hiernatoe. Baie dankie vir dit ook. En as ek iemand uitgelaat het, ek is verskriklik jammer. Want soos ek sê, al die name te noem, ek het maar net punte gemaak om dankie te sê. Ek het nie alles neergeskryf nie, want ek dink dan gaan die diens nog langer wees, om almal te bedank. Maar baie dankie, Alex, jy wat so ver gekom het ook. Alles, ek kon jou bel vanoggend en vra help met dit ook asseblief. Jy het dit gedoen, baie, baie dankie. Dan wil ek vir JJ ook sê baie, baie dankie vir die boodskap. Wat 'n pragtige boodskap. En ek weet hoe hy voel, want hy was net so lief vir my ma gewees, asof sy eie ouma is. Baie dankie JJ, ons waardeer dit opreg vir hy mooi boodskap wat jy gee het. Annika, wat die musiek vir ons gedoen het, baie dankie vir dit ook. Mag die Here julle almal ryklik seën. Dan wil ek vir Pretoria Wes Hospitaal ook sê dankie. Die tydjie wat ouma daar was, wat hulle nou omgesien het. Hulle en die personeel. Hulle is nou nie hier nie, maar ons wil maar net in hulle wesigheid ook vir hulle sê baie, baie dankie. Dan wil ek vir Toulouse maar sê baie dankie. Ons het Woensdag van die hospitaal af gery, na ouma oorlede is, reg uit Toulouse toe. Alles het so wonderlik verloop, geen probleme nie. Ek dink nog gisterand, die Here is so goed, laat ons al hierdie reëlings kon doen. Elsa vra dan stuur ons vir as iets nodig het, of daar verandering kom op 99, gaan verander hulle dit. Ek wil net vir hulle ook sê baie, baie dankie vir die wonderlike werk wat hulle gedoen het hierso, om al hierdie reëlings te tref. Want vroeg vanoggend kon Konrad vir Elsa bel en sê, luister, daar is 'n probleem, kan ons dit? Geen probleem nie. Maar prys die Here, alles kon op 'n skedule begin, wat kon gebeur het. So ek wil net vir Toulouse maak sê baie, baie dankie vir dit wat hulle gedoen het, en dat hulle pad uitgegaan het. Dan wil ek vir die kerk, personeel sê baie dankie, vir die fasiliteit wat ons kon gebruik, die sissies wat hier agter reg staan met koffie en tee,
Wat is na die tyd, as terug is van die graf af, kan julle terugkom en dit kom kry. Hierso kom ietsie eet en bietjie saam kuier. Casper Vera, dankie vir die platters. Harry, Mariet, die hele platters wat julle gemaak het. Baie dankie daarvoor. Ek weet dit gaan sommer baie lekker wees. Ek ken al julle kos maak, so ek weet hoe lekker proe dit. En dan wil ek net vir Pastoor Konrad daar agter die skerm wat so wegkruip, sê baie dankie vir die uitsending. Dankie dat ons dit kan stream, en daar is soveel mense wat graag hier wou wees, wat nie hier kon wees nie. En ek het net vir hom gevra, Konrad, asseblief kan ons dit doen, en hy het gesê, no problem, I'll do that. So ek wil net vir jou sê, baie dankie, Konrad. En nogmaals, baie dankie vir elkeen wat 'n deel in my ma se lewe was, en betrokke was daarso. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën. Baie dankie. Ons gaan nou na 'n slideshow kyk wat hulle bymekaar gemaak het vir ouma, en ek net vra of hulle dalk net die ligte vir ons kan afsit, asseblief. Baie dankie, Tannie. On that old roadside, clear as a lighthouse beacon, I could see that you're not that far away. Far away.
wonderlik en geseënd was ons nie om maar deel van ons lewe te kon hê nie. Om te weet sy het 'n vol lewe gelei. Ek gaan nou die draers uitlees wat die kus gaan vir ons uitdra. En dan daarna sal ek ook die draers lees by die graf. En dan die draers by die graf kan net vir ons dan daar, as ons daar so is, dan net gereed maak as ons daar kom asseblief. Die draers by die kerk, Vera Engelbreg skoondogter, Elsie Engelbreg skoondogter, Mariette Smit dogter, Petro Engelbreg skoondogter, Jacqueline Martens kleindogter en Samantha Engelbreg kleindogter. En dan gaan ons ook vra vir die slipperdraers om vorentoe te kom. Wat voor kan stap is Christian, Trompie, Biandrey, Kayla en Chantay. En dan agter Geraldine en Tyler en Christo, Christo. As julle kan vir ons lank vorentoe kom. Ons gaan dan agteraan ry tot by Zandfontein begrafplaas en as ons daar sal weer by mekaar kom. Ek sou vra dat almal opstaan, en soos hulle uitbeweeg, agterna kom asseblief. Didn't know today would be our last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel